Nita Gerber-Heinz het in 'n lukrake oomblik op 'n gewone dag by die skool waar sy juffrou was, 'n karakter met die naam Fancy Muis opgetoor. En van toe af sou die muis baie vinnig in 'n fenomeen verander. Een wat vir kinders 'n veilige ruimte gee om sonder oordeel oor hulle probleme te praat en wat later ook 'n fiksiefamilie sou bykry. Geniet dit. Papa muis, mamma muis, Fancy muis en Boetie muis woon op 'n pragtige plaas in die Oos-Kaap. Fancy muis, hulle se snoesige huisie is naby die plaasdam. Nes haar droomkarakter word Nita op die plaas Braamrivier in die Langkloof buite Joubertina groot. Die jongste kind en die enigste dogter met 6 broers. Van kleins af raak sy meegevoer deur die plaas, die diertjies, voeltjies en veldmuise. Nita, Braamrivier, Joubertina, die Langkloof. Vertel vir my 'n bietjie van die wêreld waarin jy groot geword het. As ek dink aan Braamrivier, dan dink ek aan berge en fynbos en vygies en proteas en paad met lemoene en appelkose en goed geboer. Ek dink hy sou 'n sielkundige ook kon gewees het, want sy manier hoe hy mense hanteer het en hoe hy op niemand neergekyk het. So ek het baie opgekyk na hom, ja, en dit bly by 'n mens. En hoe het jou pad toe nou uiteindelik gelei dat jy in die onderwys beland? 'n Mens word ons nou maar getoets en so aan, jy weet, en vir my is dit gesê dat ek met mense moet werk. En ek het toe aan verpleging gedink. Maar toe ek toe met my paal praat oor verpleging, gesê jy moet dink bietjie oor onderwys ook. En toe het ek nou my kop geswaai en besluit, okay, onderwys sal dit wees. Hoe is Fancy Muis toe nou gebore? In die jaar 2000 het ons op die mat gaan sit om nou te begin met wiskunde die oggend en ek was reg vir die wiskundeles. En toe vra een van die kinders of hulle is, juffrou, asseblief vertel vir ons 'n storie. En skielik moet ek toe nou dink, nou sit ek maar vreeslik aan, jy weet, ek sê, jong, daar's 'n dogtertjie muis. En sy bly op die plaas en ek het so begin, nou skree die ander kinders, juffrou, wat was haar naam? En ek maak nou of ek vreeslik diep dink, want ek het nie 'n idee vir 'n naam nie. En toe skree een van die dogtertjies uit, Fancy muis. Ek sê toe vir haar, nou hoe het jy geweet dat die muis se naam Fancy muis is? Jy's reg. En toe besef ek maar daar moet 'n seentjie ook wees en ek het bring toe vir Boetie muis in vir die seentjies om mee te identifiseer. Maar moenie dink nie, hulle het almal wil Fancy muise wees. Niemand het gesê hulle wil Boetie muis wees nie. So ek het nie die hele dag gesit en stories vertel of lank dit uitgerek en so aan. Partykeer is dit net so 3 sinne en dan is hulle tevrede. Dan gaan hulle huis toe. En dan gaan hierdie storie huis toe en hulle môreoggend kom hy met 'n ander vraag vir jou aan. En nie net as mense, maar ook as onderwyser het jy toe nou 'n behoefte raak gesien ook by die kinders, nie? Ja, definitief. Omtrent al die stories wat in die boek is, het 'n begin met 'n rede. Toe die muise 'n kat kry, was ingebring vir mense wat besig is met egskeiding en 'n kind se hartseer wat ek elke dag gesien het. In die bootjie storie, dit was ook maar 'n probleem wat ek gehad het met 'n kind en ek het maar die dag soos ek in die storie dit skryf vir die kind gesê, jy weet, hoekom is jy so kwaad? En hy het vir my met my gedeel hoekom hy kwaad is. En ek het vir hom gesê, vat hierdie papier en gaan skryf al die kwaai woorde in jou kop neer. En 1 2 3 toe het hy sy goed geskryf toe nou op die ingewing van die oomblik dink aan hierdie bootjie wat ek toe nou vir hom begin vou en hom gehelp het met sy bootjie. En dit was vir my die grootste lekkerte dat hy daarna het hy vir die ander kinders gesê, jy moet jou bootjie laat gaan. As hy gesien het iemand het 'n probleem. Hoorie, en almal wou seker met die Fancy Muis gesels, soveel so dat jy toe op die einde 'n posbus gekry het. Ja, en toe het ek die rooi posbus gekry. En dan kry jy hierdie briewe waar kinders hulle harte uitstort, ook die hartseer. Maar meestal is dit positiewe briewe want hulle wil vra vir Fancy Muis, kom help my want ek wil ook graag soos jy wees. Hoewel sy in 2018 aftree, bly Fancy Muis voortleef en word sy uiteindelik die kans gebied om die stories in 'n kinderboekformaat vas te lê. Hoe het jy toe nou die geleentheid gekry om 'n boek te skryf of hoekom het jy besluit om 'n boek te skryf? Daar was mense dink nou dat ek het nou my hele lewe gedroom daaroor, maar dit was regtig nie so nie. Daar was gereeld vriendinne en mense wat het gevra het, wanneer kom die boek? Toe het ek nou maar begin. Ek dink dit was seker in 2020 wat ek toe nou regtig begin het met die skryf van die boek. En hoe vaar die boek? Uitstekend eintlik. Dit is regtig 'n voorreg om
te weet jou stories wat jy uitgedink het, is nie gekopie of iets nie. Dit loop die wêreld vol. Deesdae help sy steeds van tyd tot tyd by Laerskool Rooihuis Kraal, waar sy soveel leerlinge en selfs kollegas se lewens op 'n tasbare manier help vorm het. Pappa Muis vertel dan graag vir hulle stories. Klink dit vir julle lekker en bekend, nê? Nee. Julle doen dit ook mos by die huis. Die grootste les wat ek geleer het is omdat ons moet oulik wees en ons moet nooit lelik met ander wees nie. En kyk, daar's een padda wat op 'n blaar sit. Sien julle hom? Jy moet nooit ongeskik wees nie en dit maak nie saak hoe ryk jy nie, is alles net binne jou hart. Lewer baie pligsgetrou. Wat 'n impak het sy op nie net die leerders gehad nie, maar ook op julle as onderwysers? Nita was 'n baie spontane juffrou geweest. Dit wat in haar klas gebeur het en ek dink dit wat sy met die kinders reg gekry het, het absoluut uit spontaniteit uit gebeur. En haar werk dra definitief ewigheidswaarde, want kinders kan op 'n manier met haar assosieer en sy kom af tot op hulle vlak. Ek dink dit is waar die geheim lê. En dit was ek dink die geheim met Nita se beroep ook geweest en haar hele loopbaan in die klaskamer. Ek was in Juffrou Nita se klas in 2018 gewees. Juffrou Nita was regtig 'n groot inspirasie en sy het regtig baie kinders se lewens verander. Sy is regtig 'n kosbare mens wat na in my hart lê. Die wyse van die Fancy Mice stories het redelik 'n mens se kreatiwiteit laat groei en dit het 'n wonderlike deel van my lewe geword. En wanneer het jy by Nita skool gekry? In 2011 was ek by Juffrou Nita gewees en Juffrou Nita het regtig die begin van my loopbaan vir my gemerk. Ek het in haar klas ingestap en gedink ek wil graag 'n marinebioloog word en toe ek uit haar klas uitstap, toe besluit ek net ek wil graag daai impak kan maak in kinders se lewens. En van Fancy Mice en die stories, jy weet, wat kan jy daarvan onthou en hoe dit jou beïnvloed? Ons het almal gesmeek vir die boek om gepubliseer te word en in die begin van die jaar toe ek nou die boek in my hande het, besluit ek hoe dan anders. En ek besluit dus sommer daar en dan, ek stuur dadelik 'n boodskap en ek vra toe toestemming om die boek sommer te gebruik in 'n toets. En toe die kinders nou terugkom, toe is hulle nou gaande oor die meise en hulle wil net meer weet en waar het ek hierdie storie in die hande gekry. So ag ja, die kinders geniet dit ook baie. Is daar persoonlik vir jou 'n hoogtepunt of twee wat uitstaan? My laaste jaar by die skool, 2018, het ek op 'n lekker hoogtepunt geëindig. Want dit was net vir my ongelooflik lekker in die afsluiting ook met Fancy Mice, die stories en dinge. Dit was vir my 'n goeie jaar. As jy raad het vir ouers wat ook nie weet hoe om met hulle kinders te praat of 'n probleem met hulle uit te sorteer, goed nie. Wat se raad kan jy vir hulle gee? Want ek is seker daar's baie ouers wat wil weet, hoe dring ek deur tot my kind? Ek is heeltemal gekant teen te veel prysies gee en of dreig met straf. Daar's ander maniere. Liewerster bietjie met waardes en dinge. Hoekom doen 'n mens dit? Hoekom doen jy die regte ding? Kom ons doen die regte ding. Maar as daar nou regtig 'n probleem was, het ek maar gewoonlik die kind bietjie eenkant geneem en gaan uitvra, maar met 'n sagtheid. Nie noodwendig straf en kantoor toe en ons gaan jou ma bel en so aan nie. Watse planne lê vir jou voor in die toekoms? Nog 'n Fancy Mice boek? Daar is nou mense wat vra vir 'n tweede Fancy Mice boek en ek maak nou maar grappies daaroor. Ek sê miskien moet Fancy Mice nou maar 'n tiener word. En dan sal ons die tienerprobleme hanteer. Ag, en verder wil ek die lewe geniet. Want hy's kort. Ek beny die kinders wat onder Juffrou Nita se hande deur is. Daar is geen onderrigprogram in die wêreld wat die waarde kan vervang van 'n onderwyser wat deur haar omgee en insig mense se lewens vir altyd verander nie.